Fourie en hierdie is my hartklop so. Ek is ongelooflik opgewonde om vandag se gas aan julle bekend te stel. Hy kom al die pad van Warmbad af met 'n ongelooflike getuienis. Ek gaan nie meer as dit sê nie, want ek dink hy gaan vir ons alles vertel. So baie welkom Kobin Hofmeyer. Sê ek jou van reg nie? Ja. Daar's hy. Okay. Baie welkom. Baie dankie dat ek hier kan wees. Dit is my groot eer en voorreg. Dankie dat jy my uitgenooi het. Waardeer dit regtig Ja, baie. nee, is vir my 'n voorreg om jou hier te kan hê en ek is baie opgewonde vir wat jy gaan deel vandag. Ek dink jy is die persoon vir wie ek die meeste vrae al het. Want jou storie is net so inspirerend. Toe ek deur jou biografie gelees het ek self 'n traan gepluk. So ek is opgewonde vir wat hierdie vir baie mense gaan beteken. Maar voor ons nou wegspring, gaan ek begin om vir jou 'n vraag te vra vir elke gasvra wat op my bank kom sit en dit is: hoe klop jou hart? Waarvoor klop jou hart? Ja, vat hom van daar. Ek het al so 'n bietjie die antwoord. Kyk, eerlikwaar my hart het nie nog altyd dieselfde geklop nie. Voor my ongeluk het my hart nie juis vir Jesus geklop nie. Veral in tye van swakheid, waar ek vir my vlees ingegee het en vir die sosiale standaarde van hoërskoolseun wees. En na my ongeluk, nadat 'n paar dinge verander het in my lewe en waar 'n paar goeters aan my geopenbaar was op baie jong ouderdom, het my perspektief oor lewe verander en wat saak maak en veral oor dinge wat ek van altyd vanselfsprekend geneem het. So nou vandag het ek die voorreg om te kan sê my hart klop op 'n dankbare slag, op 'n slag. En eerlikwaar dit is ietsie wat jy net van die Here af kan ontvang. Daai dankbaarheid is 'n vrug van die Gees en is 'n gawe. En die rede hoekom ek sê dis 'n gawe is dit is 'n uitskieter in teenstelling met wat maklik is. So as iemand goed kan hardloop, dan sê ons hy het 'n gawe, want dit is nie baie moeilik om nie goed te kan hardloop nie. So dit is vir iemand om dankbaar te wees 'n gawe, want dit is nie baie moeilik om oor dinge te kla nie, so menslike natuur. So om daai gawe te kan ontvang van die Here af op so jong ouderdom was vir my baie belangrik, baie groot seën. So ja, om vraag te antwoord, my hart klop 'n dankbare slag op 'n slag. En ek dink vir meer as ooit in my lewe klop dit nou vir die regte redes vir Jesus in sy koninkryk. Ja, dis 'n baie mooi antwoord. Maar ons gaan nou, obviously, dit gaan nou unpacked, okay? Oh ja, so voor ek julle doen wat Julle julle doen moet julle doen. ding. Ons sal doen wat ons moet doen, hoor? Okay. So ek wil vir jou vra of jy gou vinnig vir my in 'n nutshell, so 'n klein bietjie vir die wat nou nog nie jou ken of weet wie jy is of wat is jou getuienis of jou storie nie, kan opsom. So jy as 'n jong seun, as ek dit reg verstaan het, deur iets baie moeiliks gegaan. Ek dink dit sit in enigiemand se skoene of dit was maklik nie. En ja, ek wil net so 'n bietjie hoor soos wat dit was, hoe het die proses gelyk. Net so kortliks jou getuienis kan deel met my. En dit gaan nou vir my ook lekker wees om te hoor. So om dit kortliks op te som, moet ek net gou vinnig terugdateer na die Desember van 2017 toe waar ons familie met vakansie was in die Oos-Kaap. En regtig die vakansie is ek deur my pa afgerig vir die atletiekseisoen en hy het my tot my uiterste toe gedruk om hom te behaag, wat hy dat ek in sy voetspore moes volg en dit my geleidelik laat 'n negatiewe perspektief laat ontwikkel teenoor die sport en geleidelik het ek nou ook begin opstandig teenoor my pa te word en te rebelleer, as ook in 'n stadium van jou lewe waar alles eens rammetjie uitnek. Hoe oud was jy gewees Ek in was 2017? 15. So 15, Desember okay. van Ek het vir graad 2017. 8 en 9 skool gegee, so ek ken julle. Rarig, as jy onderwyseres. Ja, ek was 'n gewese een. Ek het 5 jaar skool gegee. Jy lyk te vriendelik vir onderwyseres. Nee. Maar ja. Ekskuus, ja, en ek het baie slegte goed aangevang as jong seun, ek sal nou 'n bietjie meer uitbrei daaroor, maar die kruks van die saak is dat ek het vir my pa weggedoen of my ma, my broer, my suster hulle al vanaf afgeskryf omrede ek gedink ek weet meer as hulle, ek weet beter as hulle, ek is beter as hulle, sulke goeters. En so die atletiekseisoen gevorder en ek het tog deelgeneem aan 100 meter, 200 meter, 400 meter, as ook gewigstoot, glo dit of nie. En omtrent 'n halwe maand later toe die rugby seisoen afgeskop en ek was toe aangewys as die onder 16 A-span se kaptein. Ek was verskriklik trots en opgewonde om my skool te verteenwoordig tussen die 4 lyne. En
die rugby seisoen maar gevorder tot en met die wedstryddag op Hoërskool Warmbad. En op hierdie dag, die 19de Mei 2018, het 'n vletjie aan die begin van 'n wedstryd geblaas wat vir ewig die mens wees en die lewenstyl en oor die algemeen die lewe van 'n 15-jarige in Hoogwing verander het. Dit was 'n normale Saterdag gewees, sonskyn, daar was jy weet daar nog dou op die gras gewees die oggend en so 1:15 die middag, toe ons nou reeds begin speel het, net nadat ek my heel laaste 3 langs die pale gedruk het. Ek onthou nog een van ons spelers het agter die pale verbygloop van die ouer span en die senior span en hy het nog geskree, lekker Jessie Kriel. Hulle het my die Jessie Kriel van Lutrigard genoem. Ja, jy lyk nogal so 'n bietjie soos 'n ou Jessie Kriel. Ja, ek sê dalk die Jessie Kriel van Wish af. Ek kyk na my bene en syne vergelyk dit. Maar en op daardie stadium het hulle my Jessie Kriel genoem, nie omdat ek soos hy lyk, maar omdat ek soos hy gespeel het. Wow, sorry. Ekskuus, ek wil Net regstel daar buite, jammer, kom weer, okay. En ekskuus, ja, wag. My bynaam op skool was nie Kobin nie, was Bobin. Voor my Bobien, so ek het ook daai tyd meer so Jessie gelyk as nou, glo dit of nie. Okay. Maar net na daai die teenstander se 8ste man deur ons verdedigingslyn gebreek en hy het so by die hoofpaviljoen afgekom en ek het toe agter ons verdedigingslyn het ek op hom afgepyl en ons was albei op hoëspoed geweest toe ek ingekom het vir die duikslag en toe ek ingegaan het vir die tackle te breek ek 'n baie belangrike reël in rugby en dis cheek to cheek. Dit is 'n kwessie van as iemand tackle, plaas jou wang op hulle bout sodat jou kop nie aan die verkeerde kant van die tackle is nie. En ek het dit gedoen, my kop aan die verkeerde kant van die tackle geplaas, my kop het tussen sy bobene ingegaan, verstrengel geraak en ek het 'n knak gehoor. Ons is afgrond toe en toe het ek onmiddellik pins en needles deur my hele liggaam gevoel. So jy het hom getackle? Ek het hom geduik. Nee, hy jou getackle nie. Ja, ek het hom geduik en 'n paar losgemale het heen en weer boor ons beweeg en toe die losgemale nou opklaar, toe het ek bly lê en ek onthou nog my pa het oor die veld hardloop na my toe en vir my sê ek kom en staan op, maar ek kon nie. Dit was half en half vreemd geweest want ek het nie geweet wat reg aangaan nie, maar my liggaam se instink was van kyk of jy alles nog kan beweeg, Kobin, daar op die veld. En glo dit of nie, daar op die veld kon ek nog my bene optel, my vingers beweeg, alles, maar ek net bly lê op die grond. Ek het geweet dis iets met hierdie eislike pyn in my nek, hier's groot fout hierso. En toe daarso het ons 'n halfuur gewag vir 'n ambulans om by die skool op te daag wat nie daar was die dag nie. En dit was nie die eerste keer daardie dag dat dinge nie in plek was en dinge nie in plek was vir 'n besering nie. En toe sê ek na St. Vincent Hospitaal toe geneem, hy's nou vandag toegemaak. Maar ek soontoe geneem daarso suster alleen in die ekstrale kamer my gedraai en ekstrale geneem toe die dokter na ekstrale gekyk en toe het hy my gediagnoseer met 'n gebroke C6 wervel. En op daardie stadium het ek nie geweet wat dit beteken nie. My ouers het ook nie geweet wat dit beteken nie. My sussie het Me Before You gekyk. Nou, So sy dadelik van my gunsteling. Ja, is Maar ja, hartseer. so sy dadelik in trane uitgebars my sussie en ek dog soos, "Haai Kobin, jy gaan 'n gips om my nek kry en oor 'n maand of 2 ongeveer gaan jy weer op die veld wees." Ja, ek verwag nie. Ja, ek weet nie wat dit behels nie. En daarso die dokter gesê, "Hoor julle seun moet nou onmiddellik verplaas word Pretoria toe. Hy moet 'n operasie ondergaan." En net om te verduidelik wat gebeur het, is die wervels het geskuif. So was die C6 wervel het geskuif, so toe sa vernouing in die spinaalkoord weg. En omdat die spinaalkoord weg nou, jy weet, gepla word, gaan hy in spinale skok in en hy begin swel. Soos wat hy swel, dan sny hy homself af in daardie vernouing en dan versmoor hy ook die senuwees onder toe. So met tyd, omdat my senuwees weerhou word van die suurstof, dan gaan hulle dood. So haar suster kort ingekom en gevra, "Oor die kom kan jy nog hier voel?" Of wat sy my toon, dan sê ek ja, en vra kom sy weer en vra dit stelselmatig. Stelselmatig geleidelik het ek begin gevoel verloor. En al hoe meer daai antwoorde wat ek al gee van 'n ja en 'n nee en verander tot en met 'n punt waar daarmee veel oor was om te verloor en ek het my pa aangeroep so ek het nie geweet wat aangaan, my liggaam is besig om dood te gaan. Ja, the shutdown basically. Ja, so, en ek sê hoor die pa gaan doodgaan, wat gaan aan? En hulle het gesukkel met komplikasies met die derde partye en die mediese fonds vir goedkeuring om my te goedkeuring vir vervoer om my te skuif van Warmbad Pretoria toe. En eventueel is ek toe via helikopter ge-airlift na Little Company of Mary in Groenkloof en 11 ure na my ongeluk toe ek onder die lem in die teaterkamer.
En teen daardie tyd was ek totaal en al verlam geweest van my teeplein af onder toe, my vingers, alles. En ja, soos ek het by elke skool, by elke getuienslike lewe, by elke kerk sê daar het die ergste tyd wat ek al ooit in my 15-jarige lewe ervaar het en daar begin. So. Ek weet nou nie eens meer wat om te sê nie. Dis regtig, dis intens. Soos ek wil net gou-gou, soos wat het deur jou kop gegaan? Jy het nou verduidelik die fisiese, alles wat soos maar van rugbyveld tot hospitaal, selfsmatig gaan alles soos dood en weg en soos wat het deur jou soos al jou emosies wat jy ervaar het, soos wat het deur jou kop gegaan? So in die beseringsproses was ek eintlik baie gelukkig. Ek was op morfine, so ek was op 'n high. So ek was happy. Tot en met ek nou begin skrik het oor my liggaam wat doodgaan. Ja. Dis toe ek vir my pa gesê het by die pa ek gaan doodgaan. Iets is fout want jy kan dis half asof jou eie liggaam jou al hoe meer vasdruk in jou Ja. kop in, verstaan? Jy weet nie wat volgende gaan my brein volgende afsit. Dis nou omdat ek nie geweet het wat dit behels nie. Ja. Maar die volgende dag met die herstel na die eerste operasie het ja, ek kan nie dink ek kan dit aan een emosie toeskryf en daar was so baie. Ek was bang, ek was in die heel begin was ek baie de mekaar. Dit gevoel soos 'n droom. Dit gevoel asof kyk oop en jy moet net wakker word, alles sal weer dieselfde wees, maar dit het nie. Jy weet, soos vir die eerste keer in my lewe is alles wat vir my saak maak en ek meen vir 'n tiener nog meer saak maak, vryheid, onafhanklikheid, privaatheid van jou ontneem. En ek's binne my eie liggaam, my eie lijk van 'n liggaam vasgevang in 'n ICU bed onder 24 uur toesig vir 'n hele maand lank. En dit was eerlikwaar vir my hel geweest, so ek het baie vinnig in 'n depressiewe in 'n depressie ingeval en ek is nie baie trots om te sê maar ek het nog vir my pa gesê, pa, as hierdie is wat my nuwe lewe is, wil ek nie lewe nie. Ja. En ek het nou nog vir hom gesê oor die pas ek nou kan opstaan en hardloop, sal ek nooit weer gaan sit nie. Want ek het eers besef wat ek gehad het toe ek dit verloor het. So. En die mediese span het my ouers ingeroep want ek was minderjarig en hulle daarso my ouers voorberei op die diagnose wat voorlê vir Kobin, vir klein Kobin en sê hulle wel julle seun gaan vir die res van sy lewe bedlêend wees. Hy gaan 24 uur toesig nodig hê van 'n oppasser. Hoe het jy gevoel toe jy dit hoor? Ek gaan nou daarby. Okay. En hulle het net gesê ons moet terug gaan na die Trigard toe en die hele huis laat rolstoel vriendelik inrig en julle sien ons op ouderdom 15 totaal en al verlam van sy teeplein af onder toe. Hy gaan nooit weer loop nie en my ouers kom weer terug in die ICU kamer en ek onthou my pa wat na my toe kom en ek vra toe vir hom wat sê hulle pappa? En nadat hy die diagnose met my gedeel het, toe onthou ek daar was hierdie stilte gewees en my pa vat toe my hande en hy sê toe vir my al stoot hy my rond vir die res van my lewe in 'n krywa. Hy sal nooit op my opgee nie solank ek net op myself opgee nie. En toe het ek besef die persoon wat ek nog al die jare wegstoot en van weggedryf het my op my laagste punt meer as ooit ervaar en my kom help. So dit was vir my 'n gevoel van verantwoordelikheid wat inskop van ek kan nie na my pa teleurstel nie. Want hy so uit sy pad het gaan nou en bereid is om my te wil help wanneer ek hom die meeste nodig het. Ten spyte van alles wat ek gedoen het en alles wat ek gesê het en alles wie ek was op daardie stadium voor die ongeluk. En ja, soos ek vir baie mense sê, toe sien ek liewe Jesus in my pa raak. En daar was 'n verantwoordelikheid in my om ook soos liewe Jesus terug op te tree. So daarna was baie gevoelens van onsekerheid, verwardheid en goeters wat maar deel is van 'n mensevlees, maar elke liewe keer net teruggekeer na daai geloof van dit wat ons nog nie weet nie. Dit wat ons maar op hoop en toe het ons maar teruggeval op geloof. En toe word geloof die fondasie van my herstelpad, want die dokters het dit gesê, maar my ma, my pa en ek het gesê die Here het die laaste sê. Dokters het gesê maar die Here het die laaste sê en dis maar waarop ons heeltyd teruggeval het. So, maar het jy nooit in hierdie hele proses kwaad gevoel vir God nie? Soos
ek weet nou jy het nou gesê soos toe jy jou pa sien en hy is daar en hy sê vir jou hy gaan jou nie los nie aldag het was daar in dit wat jy al 'n vraag dalk gehad het maar hoekom Here soos of net bietjie met hom gestoei het in die tydperk. Ek moet sê, omdat ek baie desperaat op daardie stadium was en omdat ek geweet het die persoon wie ek was tot met die ongeluk is nie juist dit wat die Here wou gehad het van my as 'n kind nie, want ek het nog altyd die Here geken, ek het die Bybel geken, ek het in 'n Christelike huis groot geword, maar ek het nooit 'n verhouding met die Here gehad nie. Ek het nie geweet of ek die reg het om met die Here wrywing te hê en met hom te beklei oor dit wat met my gebeur het nie. Ek het nie eers op daardie stadium geweet van of dit van hom afkom nie of dit van die wêreld afkom nie en dit het maar eintlik veroorsaak dat ek hom respekteer en sy pad eintlik om hom te ken in my verrigtinge nou vorentoe en my geloof op hom te baseer. Ek is die persoon wat vra vir genesing. Wie is ek om dan om aan te vat? Ja. So, maar dit vat nie weg van die feit dat ek verward was nie. Ek was vol vrae, ek het gevra hoekom wat het ek gedoen om hierdie te verdien, maar natuurlik was daar baie redes dat as mens terugkyk in retrospek en sê okay, wag, dit was eintlik redelik geldig. Maar daar het 'n gedagte by my opgekom in die rehabilitasiesentrum wat ek mal is oor en ek sal daai saam met my graf toe vat en ek hoop enigiemand wat hierna luister vat dit saam met hulle graf toe, want dit vir my die wêreld beteken. Is dat as jy ooit die kans gehad het om te erken die lewe onregverdig was jy bevoorreg genoeg om een te hê in die eerste plek. Ek het dit ook iewers gelees, dit iewers gesê het of geskryf het of iets. Ek kan nie onthou nie. Dit is goed. So dit was maar net 'n kwessie van Here, ek weet nie wat die plan is nie. Ek het baie vrae, maar ek kan nie met u beklei nie, want jy is net dankbaar vir 'n tweede kans. Presies, ek is net dankbaar vir 'n tweede kans. Dis daai ding van ons is so geneig om te kla, maar ons besef nie dat ons het die geleentheid en die tyd. Soos jy's in 'n tyd in 'n plek om 'n tyd te ervaar waar jy nie net tyd ervaar nie, maar 'n positiewe of 'n negatiewe ding kan ervaar. So die feit dat jy kan kla beteken jy is bevoorreg genoeg om te kan kla. Jy het ietsie jy het daai hoe sê mense dit? Jy het daai voorreg om te kan kla. So jy moet kies, gaan jy vandag kla of gaan jy nie vandag kla nie? Want die volgende 10 sekondes is nog foutloos. Volgende 10 minute is daar nog nie enige vlek van sonde of skade nie. So gaan ek dit binnetree met 'n positiewe houding of 'n negatiewe houding. Want ons het nog daai 10 minute, daai 1 uur, daai 30 dae wat mense op hulle doodsbed nie het nie. So dis hoe ek voel. Daar's mense my ouderdom, jou ouderdom wat op hulle doodsbed lê wat so wat gee vir 10, 30 minute ekstra. En hulle het dit nie. So wie sê ek en jy om te kla? Ja, die rede kom ek my eintlik vra is want ek dink baie mense vir dinge waardeur hulle gaan in hulle lewe, is dit maklik om God te bevraagteken, kwaad te word, deur elke emosie te gaan, maar dit was my mooi verduidelik van jy het nie daai verhouding gehad voor die tyd nie. En deur dit het hy eintlik jou ontmoet, verstaan, en nou stap jy in verhouding met hom en dit is my so mooi dat jy nie jou rug verder op die Here gedraai het nie, verstaan, nog kwaader was of nog meer om verwyd nie, maar actually dit gevat het en gesê het soos Here, ek is so dankbaar dat u vir my 2 kans gegee het om daai ewige lewe te kan intree, verstaan, en deur my lewe te kan werk. Ek dink nou aan soos met my hart, ek het gegaan vir 'n hartoperasie. En ek onthou, was by die dokter gewees en hy het geluister, soos ek het gegaan eintlik vir 'n gewone onderwys griep verkoue dingetjie en hy luister toe na my hartklop en hy sê dit klink nie vir hom reg nie. En in my kop is ek soos ek kan nie nou minder omgee of my hart nou vir jou reg klink of nie. 'n jaar later, want hy het vir my gevra intussen om te gaan vir 'n sonaar en al daai goeters, maar ek het nie by dit uitgekom nie. Ek was so, dis kwartaal 1, dis bedrywig. Ek was 'n graad 8 juffrou, so ek moet die kinders help in oriëntering. Daar's nie nou tyd vir ek wat moet swak wees nie. En 'n jaar later, toe beland ek weer in daai selfde dokter se spreekkamer en hy sê, "Is jy nie die meisietjie wat ek hiernatoe gestuur het nie?" En ek sê, "Nee, ek het nie gegaan nie." Maar in daai jaar het die hartsonaarplek reg oorkant sy spreekkamer oopgemaak. Soos die sonaar was soos reg oorkant sy kantoor en hy soos jy gaan nou gaan. So dit was eintlik baie cool en ek stap daarin, maar ek weet nie of jy jou storie is bietjie anders, maar soos ek het nie geweet jy stap daarin en jy dink ag, daar's niks fout nie. Dis wat jy gesê soos jy was hoopvol in jou kop en jy sê soos nee, dit kan nie die ergste ding wees nie. Ek gaan nou môre uitstap of wat ook al en ek het daar gelê en
vir my was dit soos ek verstaan daai ontblootheid wat jy van praat, soos dit is so jy voel so magteloos. En wat as daar nou iets fout is? Wat maak mens? Wat doen mens? En ek het net rooi op die skerm gesien. Verstaan, soos my hartkleppe en daar was 'n gat in my hart gewees. So die bloedvloei in my hart was net verkeerd. My hart het begin vergroot. My hart is al klaar in 'n slegte kondisie, as mens dit so kan stel. En ek het dit wel wat ek verduidelik, soos ek het net rooi op die skerm basically gesien. En toe sy nou klaar ding gedoen het en jy weet ek is nou weer aangetrek, nou sit ek regop, nou wag net om te hoor jy's gekleed, jy kan maar gaan. En sy het net verduidelik vir my maar woorde wat ek nie verstaan nie. Jy weet soos ASD, hierdie dit, wat. En sy het vir my gesê ongelukkig gaan ek moet geopereer word. En ek onthou ek het uitgestap en ek het nog lagend my ma gebel, want ek is nie 'n kind wat ek het nog nooit gegaan vir 'n operasie nie. Ek was 'n netbalspeler, maar my enkels het nooit gebreek of geseer of niks, soos ek ken nie operasie stitte niks ek het nie. En ek sê vir my ma, so mamma, ek het vandag uitgevind, maar moet nou nie iets dink nie, soos wees dit kalm en rustig, ek moet nou weer skool toe gaan, maar ek moet gaan vir 'n hartoperasie. So my ma sê, toe sy dit hoor aan die ander kant van die foon, was sy net soos van wat? Ja, sy het dit eintlik dink ek slegter gevat as wat ek het gevat het, want die realiteit het net nog nie ingesink nie. Maar met my storie gaan ons toe na 'n kardioloog toe vir 'n tweede opinie. En daarom is hulle toe 'n angiogram gedoen het, so wat hulle fisies gaan meet soos die grootte van die gat, want vandag se moderne tegnologie as jou want babatjies word ons gebore met 'n gat in hulle hart, 'n ASD, en dan groei hy outomaties vas. En myne het net nie gegroei nie, maar wat hulle toe nou op die angiogram agtergekom het my soos die wand wat hy moet groei tussen die twee hartkamers, daai wand het nooit ontwikkel nie. So daar was nie 'n wand om te geheg het nie. So toe kom hulle agter soos die gat is baie groter as wat 'n stent om sou kon fix. So 'n stent beteken gaan deur die arterie, sit soos 'n tube in en hy maak hom vas. Perfek, 2 weke dink ek recovery, 2 maande en jy's op jou been. Maar myne was nou weer die geval van wat ons nou dis eendag vir ons gehoop het en dis myne die geval van hulle moet fisies oop hartoperasie, soos hulle gaan met 'n weefsel vat en hulle gaan hom moet vas werk. Ja, toe gaan ek nou vir 'n oop hartoperasie. Maar hulle het my nie hier gesny nie. So baie mense wonder maar hoekom het jy nie hier gesny nie? Maar dit is die nuwe moderne tegnologie wat ook al maar hulle werk deur jou ribbekas. So hulle het my hier gesny en daar oopgeknip en van hier af. My een juffrou het altyd gespot. Hoe voel dit om 'n ander hart aan hierdie kant van jou liggaam te hê, want hulle moes van die kant af gegaan het hier weer. Dis baie erg, ja, en tot vandag, soos ewen as dit koud is, is baie sensitief en as ek my lyf net verkeerd draai, dan knyp daai, ek weet nie wat dit is nie, maar dit is soos baie seer. En dit is nou eers, ek dink 2-3 jaar nou terug, maar in elk geval en wat is die punt van die storie wat ek eintlik wou bereik het, is net vir my was dit daai hoop van ek het nou weer 'n ander storie. Ek was nog altyd lief vir Jesus. En dit was vir my soos ek het nog altyd die regte ding gedoen en ek wou net sy naam eer en ek wou net werke vir hom doen. As jy nou my hele testimonie ken van hoe ek my hart vir Jesus gegee het en ek was gedoop op 16 en nou gebeur hierdie ding op die ouderdom 23. Ek was 23 toe dit met my gebeur het en ouderdom. En ek was net soos van, joh Here, maar ek verstaan nie, maar ek was nog steeds hoopvol. So in die tipies Rachel wie ek is, so ons daar sit by die kardioloog, is ek soos, ag mamma, dit gaan net die stent een wees, ek spreek lewe, julle het mos my gebid vir genesing, die Here gaan genees. En hier kom die kardioloog terug en toe is dit die slegste nuus wat ons kon kry. En ek was net nog steeds soos, ag nee man, is so vinnig, quick in en uit, ek's alright. En ek dink waar die vrees vir my ingeskop het, was die aand voor die operasie waar ek alleen in daai hospitaalkamer moes gesit het en hulle kom daar aan en hulle verduidelik nou vir jou, jy gaan op 'n ventilator wees en jy gaan nou doen ek soos wys hulle die pype en al die ander dinge en jy is net soos van okay, toe sluit die realiteit van hierdie is nou die ding waardeur ek gaan. En ek het die aand, want ek was eers op die lys om geopereer te word die volgende dag. Toe het ek nog daai tyd geluister na Same God, daai liedjie van Elevation Worship. Yes. Same God. Okay, ek gaan nie sing op kamera nie, ek kan nie sing nie. En ek het dit die hele tyd op repeat gesit en toe die Here nou weer vir my 'n openbaring gegee van jy het nodig om deur hierdie te gaan. En dit maak nie sin nie, soos want obviously almal bid en almal hoop hulle gaan nou oopmaak, hulle sien ons niks, dan maak hulle weer toe. Almal hoop vir daai storie. En God het aan my kom openbaar, dit is iets wat ek gaan moet deurgaan. En dit klink dalk brutal, maar in my sin was dit daai ding van
ek het deur my lewe baie hartbreuke gehad. Ek het deur my lewe baie verwerping gehad, seer gehad. So ek het gevoel, dit het regtig gevoel, so gelowig en so lief, soos ek was vir Jesus, het my hart ook al seer gekry, en ek was stikkend. En dit is my gevoel, God wou fisies hom kom heel maak, hom soos kom reg maak. Oh, wow. En my kom restoreer, want om vir my die roeping te gee, dat my hartklop restaurasie, my hartklop om ander mense te sien genees, maar ek moes net eers deur dit self gegaan het, vir hom om my hart te kom genees, sodat ek ander mense kan, soos met 'n heel hart ander mense kan help heel word, as dit sin maak. So ek het nou baie gebabbel nou oor my hartoperasie en al daai tipe van goedjies, maar basically gaan dit net oor, soos mense is nie altyd voorberei vir wat oor jou pad gaan kom nie, maar dit is mooi hoe die Here iets moois uit dit uit kan maak. Maar ek wil gou vir jou vra, soos wat het jou gemotiveerd gehou, of wat het jou gemotiveer om harder te werk, soos nie net te aanvaar, jy weet, ek gaan nooit weer, soos wat daai susters kom net jy of dokter, kom net jy gaan nie weer, jy kan nie loop nie, jy gaan bed lê en wees, soos wat het jou gemotiveer om harder te werk, want hier sit jy nou, verstaan? Wel, daar's 'n paar faktore. Ek dink, soos ek nou genoem het, daai verantwoordelikheid teenoor my pa, wat bereid is om so baie op te offer vir my, en ek meen my ma het sy was 'n staatsanklaer, al haar grade by Tikkies, alles op sy gesit sy het baie werk bedank, vroeg op pensioen gevat, om my by die huis om te sien toe ek nog swak was, en ek dink net my ouers het heeltemal te hard gewerk vir my om nie 'n sukses te maak van dit wat met my lewe gebeur het nie, alhoewel niemand van ons daarvoor begroot het nie, en buiten dit die ondersteuning, ek het 'n baie sterk ondersteuningsgroep gehad, almal's gelowig, almal bid vir my, en soos die hele tyd die mense wat net die Bybel opbring by my, soos I'm healed by his stripes, verduidelik my van die, op daardie stadium sê ek van, waar staan hier in die Bybel, waar die lam man deur die dag laat sak het, en Jesus het hom ons aangeraak, en hy sal opstaan en nie uitloop, en ek sê van, ek sal weer loop, ek gee nie om wat die dokter sê nie, ek dien almagtige God, en hy is bo die wette van tyd, wetenskap, medisyne, en dit was my baie lekker gewees om te dink oor hoe ek weer in die dokter se spreekkamer gaan inloop. Die einste internis het vir my gesê, kom nie, sal nooit weer kan loop nie. En ek het dit gedoen. Ek het baie... Hoe het hy gereageer? Okay, wag. Ek kan nie sy naam weggee nie. Die dag van die operasie, toe my pa vir die dokter gevra, ja, eerste operasie, toe my pa vir die neuroloog vra, wat nou? Toe sê die neuroloog vir my pa, dis alles nou in Jesus se hande. Maar die internis moes ons voorberei op die ergste, met realisties, ons kan nie valse verwagtinge skep nie. En toe ek daar instap, toe was hy heel kalm, heel rustig. Ek dink hy was soos bietjie binne plat getrap sy ego, maar ek dink hy was soos, "Hi, kan jy dit glo? Wel gedaan." So jy weet, hy het nie dit te veel beamoen nie, kom ek stel dit so. En ek wil kyk wat ek kon terugwen met wat ek oor het. So ek het toe daarna net gegaan en gesê, wel, ek moet weer sport begin doen. Ek moet weer, ek het nie baie goeie punte gehad voor my ongeluk nie. En ek het in my matriekjaar my leierskap opgegee en teruggaan graad 11 toe. Maar nou swat jy rekenaar wetenskap, ek het so iets gelees. Yes. Geografie. So ek het teruggegaan graad 11 toe, beter punt gekry, universiteitstoelating by Tuks gekry vir rekenaar ingenieurswese. Daar 3 jaar geswat, alleen in 'n woonstel gebly sonder 'n oppasser, net al die goeders wat ek wou bewys het aan myself. En net om weer 'n bietjie onafhanklikheid te hê. En confidence, verstaan, in myself nie dit wat die dokter oor my uitgespreek het nie. Ek het 'n halwe Eysterman gaan doen van 113 km, waar ek 2 km geswem het met net my arms, 90 km tandem fiets gery, want ek kan mos nie balanseer nie. Iemand moet ons, jy weet, reg ophou. Want ek kan nie met krikke fiets ry nie. En ek het 21 km in die rolstoel gehardloop, eintlik gerol. So net Jy was op 'n rol. Ek was op 'n rol. Die opdraandes was erg, maar met die afdraande sê ek net vir mense, nou gee jy julle pad. Ek ry oor jou. Ons het 'n spaar rolstoel vir jou. So daarna ook by ESOS 2019 en 2021 my klas gewen in liggeweerskiet, 'n nuwe sport wat ek begin het. Dit is baie lekker sport. Al jy moet stil sit en nie sneller trek, en ek het baie goed stil gesit. Ek het 2 jaar geoefen in die rolstoel. Ja. En al daai goeders gedoen, en toe ek sien wat ek alles bereik het deur die Here se genade, want dis waar alles vandaan gekom het. Hy was my krag, my gunsteling Bybelvers is Jesaja 40 vers 31,
wat sê those who hope in the Lord will renew their strength, they will soar on wings like eagles. Ja. They will walk and not faint, they will run and not get weary. Die rede hoekom my Bybelvers vir my so belangrik is in die hospitaal. My hart was so swak geweest as my net bietjie opgesak het. Ek het so lank gelê. Ek net bietjie opgesak het en opgelig het in die bed, het ek flou geval, uitgepaas. Sure. So daai Bybelvers vir my uitgestaan, I will walk and I will not faint. So in die begin was daai my vers waarna ek vasgehou het. Ek net heeltyd op die Here vertrou en hy sal my krag gee. Toe ek sien dat ek alles deur die Here se genade kon vermag, toe besef ek dat die pad en sy plan eintlik nog maar baie beter uitgedraai het as wat ek vir myself oorspronklik ingedink het. En dis wat jy ook gesê het, soos hy vat jou op 'n ander reis omdat hy jou verras met nie dit wat jy wou gehad het nie, maar dit wat jy nodig gehad het. Want hy weet wat jy werklik nodig gehad, nie net fisies nie, maar psigies. En dit is wat my gemotiveer het, is dat die Here werk met my. Hy doen wonderwerke oor en oor gebeur. My studies was 'n wonderwerk, my liggaam wat herstel het is 'n wonderwerk. Eintlik alles in my lewe is 'n wonderwerk. Kom ek stel dit so, as ek daai dag op die veld oorlede was, weet ek nie of ek sou hemel toe gaan nie. Nee, So die feit dat ek 'n tweede kans het, is vir my 'n groot wonderwerk en 'n groot verantwoordelikheid. En dit het my gemotiveer om net aan te hou en uit te hou. En die laaste ding die heel laaste faktor wat my motiveer is om vir kinders 'n voorbeeld te wees wat ek nie gehad het op skool nie. Toe ek op skool was, het ons opgekyk na rappers in Amerika en dan sit nou mansions en dit is vrouens en is karre en is geld en is drugs en is Hennessy en al daai lelike goeters. En dit het ook 'n groot rol gespeel op hoe ek was. En ek wens ek het iemand gehad in my portiergroep, my ouderdom, my huistaal waarna ek kon opkyk en sê weet ek gaan soos hierdie kind lewe, want hy lewe soos Jesus. So ek probeer maar vir jong mense 'n voorbeeld te wees wat ek nie gehad het nie. So ek wil gou by jou hoor, so rugby was die plan, as ek jou goed so dop hou. Rugby was die droom, Springbok was die droom. Hoe het dit gevoel om het dit nie vir jou gevoel soos 'n droom is nou van jou weggevat nie, soos hoe dit gevoel? Absoluut. Ek hoop ek stel die vraag, maar ek wil nie onsensitief voorkom. Nee, glad nie, ek kan nie voel nie, gaan groot. So basies met Ai. So met wat rugby aanbetref, ja, ek was baie lief vir rugby, ek was baie lief gewees ek het goeie bolsens gehad, baie maar rugby gespeel. En snaaks genoeg, al die mense by wie ek nou na die ongeluk mee gepraat het, wat kontakte gehad het by die bulle, het gesê, hulle het my eintlik begin dophou, en toe ek my nek breek, was dit een van die eerste goeters wat hulle by die bulle aangespreek het. Soos jy 'n blou bol? Ek's 'n groot blou bol ondersteuner. Ek ook. Ek weet nie of ons nou viewers gaan verloor nie, maar ek ook. Kyk, in my lewe kon ek een gestremdheid kies en dit is nie en dit was om my nek te breek. Ek sou nie ander span wil ondersteun nie. Ek is dankbaar om blou bol te wees. Ja. So ja, ek meen elke seun wil 'n bok wees. Dis hoekom my nuwe liedjie van Henry en Shabi en Tino. Toe Henry het my gekontak gesê hoor ons het 'n liedjie uitgebring van 'n seun wat vir sy pa sê pa ek wil 'n bok wees. Hulle wil my vra as ek dalk vir hulle video's kan maak. Ek het so uitgebars in trane want dit is soos klein Kobin wat hy weet nie wat vir hom voorlê nie. As hy net geweet het, sou dit nie vir hom saak gemaak het of hy eintlik 'n bok geword het nie, want hy was nog altyd 'n bok gewees. Sy mentaliteit was daar om 'n bok te wees. Sy morele waardes was daar om 'n bok te wees. So die droom was om natuurlik dit te doen waarvan ek hou, wat rugby is, en ek het ook baie van conservation gehou, so Steve Owen was my hero. So ek wou of 'n wildsveearts geword het, maar my punt was te swak vir dit. En toe ek nou my nek breek, my punte word beter, besef ek koop en ek kan nie meer van 'n Land Cruiser afspring nie. Land Cruisers kom nie met ramps vir rolstoele nie, so gaan swat my ingenieurswese. Maar ja, my droom was kort geknip. Maar ek dink soveel ander deure het oopgemaak het. Ek het nie dadelik dit so opgeweeg as 'n negatiewe ding nie, verstaan? Maar ja, die droom was kort geknip. En kom ons sê, watse raad sal jy gee vir enige jong mens wat 'n droom het en voel dalk daai droom is te ver of dis nie in die plan nie? Hoe sal jy hulle dan bemoedig? Wel, eerstens, ek wil hulle kom ek skop dit reg af. Ek wil hulle moet fokus op dit wat hulle nog het voordat hulle na dit kyk wat hulle nog moet kry en bereik. Okay, want vir my is dit 'n kwessie van jy besef nie wat jy het nie totdat dit weggevat word nie. Ek meen as lewe jou pen vat, bly net die ink op die blaaie agter vir jou om te lees wanneer jy daarna verlang. So die aard van die saak is dat die Here is klaar aan jou kant.
Hy het klaar vir jou alles vir jou gegee wat jy op die oomblik nodig het. As jy nie in 'n situasie plaas waar jy waarvoor jy nie toegerus is nie. So jy moet net eintlik 'n tree terugvat, kalmeer. Nie stres oor dit, veral as dit nie in die hemel is nie, moenie dan daaroor stres nie, dis dan nie so belangrik nie. Wat 'n tree terug, kyk na dit wat jy het, kyk hoe jy dit kan gebruik. En ek praat van psigies, ek praat nie van fisies is 'n heeltemal ander mindset, want baie mense hanteer hulle fisiese hoe sal hulle fisiese aspekte, nie aspekte is 'n verkeerde woord, maar hulle almal hanteer hulle liggame anders, want almal, wat is daai body dysmorphia en al daai tipe goeters, gaan nie nou daaraan raak nie. Okay. Baie tegnies. En ek is nie 'n terapeut nie. Maar wat ek vir kinders kan sê is dat die enigste ding in hierdie lewe wat jou kan maak of breek, jou kan bou of jou terughou, in hierdie hele lewe is jou enigste limiet jouself, want God is al klaar aan jou kant. God het jou in 'n posisie geplaas, wetende jy moet nog ietsie gaan doen. Jy het nog nie, dis die ding, elke liewe keer as jy in die oggend wakker word, beteken dit jy moet nog hier wees. God het na die hele skepping gekyk en gesê nee, dit kort vandag vir Rachel Fourie, dit kort vandag vir Kobus Hofmeyer. En daai vertroue wat die Here in my en jou het, moet vir ons motiveer om in onsself te glo, want hy glo reeds in ons. Ek meen ons is Here se soldate, ons is tot op die nippertjie van presiese perfeksie uitgeskape. Ons moet op onsself ons ore uitleen aan wat ander mense wil hê ons moet bereik en onsself vergelyk aan ander mense, veral met sosiale media, mense wat post oor alles wat hulle bereik en goeders. Ek dink dit het baie negatiewe invloed op jong kinders. Dit sit onnodige druk op hulle en breek hulle selfbeeld baie af om 'n rede hulle vergelyk. En dis die ding, gaan altyd iemand beter as ek en jy wees. Altyd. So vir my is dit 'n kwessie van jy moet beter wees as die persoon wat jy gister was. En jy moet net oefen om beter te word as die persoon wie jy was voor die oefening. Jy hoef nie iets te bereik in PR te slaan. Dit is goed om goeders om tred te hou met jou vordering, maar jou enigste limiet, jou enigste ding wat saak maak, jou enigste maatstaf moet jy alleen wees. Anders sou die Here ons almal dieselfde gemaak het. Dis rede hoekom jy uniek is, want jy moet teen jouself kompeteer die hele tyd in alle velde van jou lewe. Ja. So my raad vir jong kinders is dat in hierdie leeftyd jou enigste limiet jouself. Okay. En wat sou jy sê, as jy moeilike tye nou deurgaan, soos wat sal jou raad wees vir enige persoon wat sê nou maar deur 'n moeilike tyd gaan, soos hoe om deur daai tyd te kom? Wow. Eerstens, om jou verwagtinge te skuif van dit wat jy wil hê, na half en half wat God wil hê. En nie dit in 'n sin van, ek weet wat die Here wil hê, of ek dink ek weet wat die Here vir my sal wil hê nie. Jy doen nie. Mense dink, okay, ek bid, so dit moet goed gaan met my. Nee, daar's twee mense wat jou gebede afluister. Verstaan? So, soos wat die Here jou ken en die Here jou hart ken, moet die ander man op die lyn, wat jy wil onderkry, ook jou hart ken en probeer weet wat jy wil hê, so hy moet 'n manier kry om jou onder te kry. So, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, is dit 'n kwessie van, jy moet nog steeds nie die Here ken, in jou verrigtinge dag tot dag, sodat jy hom nie ontstel nie, want ek meen, hoe kan jy die Here se seën verwag as jy dit doen en wat hy sê jy nie moet doen in die woord nie? Ek weet ons is almal mens, niemand is perfek nie. Ek is seker ek het baie meer foute as meeste van die mense wat hierna luister, maar in 'n mate ken die Here my hart. Hy weet ek wil hom gelukkig hou. Ek wil hy moet na my kyk, na hierdie seun op aarde wat nie opgee nie, net wat heeltyd glimlag en dankbaar is. So as jy deur 'n moeilike tyd gaan, dink ek dit is belangrik om, dit klink so maklik om te sê, want dit was vir my so eenvoudig geweest. Kyk wat jy het. Ek meen ons sal altyd iemand slegter af wees as ek en jy. Ek meen ek dink om te kla oor my nek, of dink om hartseer te wees vir ek wat nie meer kan loop, kon hardloop of hang na af waar ek was my herstelproses. Dink ek aan byvoorbeeld aan Emmy van Staden, Daniel Swart, dis alles rugby spelers wat ook hulle nekke gebreek het, wat tot en met vandag toe heeltemal totaal en al verlam is. So toe het ek net gedink, jy weet wat, is goed om te treur oor dit jy verloor het, maar jy moet tot by 'n punt kom waar jy uit daardie gat uitklim, dankbaar wees vir wat jy nog oor het en aangaan met die lewe, want die lewe gaan aan ongeag wat die omstandighede is. Ja. Ek meen toe Vilano Sonders nou die dag oorlede is van Potch, wat ook sy nek gebreek het in rugby. Ek het so lank gesit en my meisie het my so lank gesit in troos, want ek het so sleg gevoel. Ek dink so vir myself, hoekom moet ek 'n tweede kans kry? Hoekom kon ou Vilano nie 'n tweede kans kry nie? En
nie uit 'n plek van kwaadheid nie, maar uit 'n plek van ek sou graag my lewe wou gee. Verstaan? Maar ja, vir mense wat deur moeilike tye gaan, nie almal gaan deur dieselfde goed nie. Ek wil net hê ook mense moet besef doodgaan is nie verloor nie, soos Jan Bloukas het gesê, dis eintlik wen. Die hemel is die prys en doodgaan is die wenpaal. So as jy iemand verloor het, weet net hulle het gewen en hulle is voor ons. Ja. Ons moet inhaal. Ja, dis mooi. Sorry. Soos ek dink ook in moeilike tye, soos mense fokus moet net reg wees. Verstaan dit is soos wat laat my dink aan daai skrif aan om te fokus op goed van daarbo. Verstaan nie so te ingestel te wees op alles in hierdie wêreld is besig om crazy te raak. Ons sien die nuus. Ja. Ons sien al hierdie dinge en dit is so maklik om te voel, jy weet, jy hardloop met teen mure vas. Maar wat my ook mag gedra het in al my moeilike tye is om te weet waar my hulp vandaan kom, te weet vir wie doen ek dit en waarvoor doen ek dit. En ek het al hoeveel keer my getuienis gedeel, maar my grootste ding is ek wil nie eendag voor die Here kom, verstaan, en hy moet vir my sê soos hy het my nie geken nie. Jy weet, ek dink ek leef wat my uit moeilike tye uitbring is om nie oor die goedkeuring van mense wat mense van my dink nie, maar dis letterlik daai ding van ek wil eendag soos ek sê my hele getuienis nou hoor, maar ek wil voor die Here kan verskyn eendag en ek wil hy moet net voor ek wil verduidelik. Hallo, ek's Rachel, moet hy net my kan stil maak en sê, "Hallo Rachel, soos ek het jou geken. Ek het gesien wat jy vir my gedoen het. Well done, my good and faithful servant. Jy kan maar rus." En ek dink om vas te hou aan daai bring vir my soveel hoop want ek weet vir wie ek dit doen. En ek weet dat moeilike tye, ek het 'n sê ding in my lewe, trust that something is growing. Want met God is niks verniet nie. Soos as dit goed gaan, prys die Here. As dit sleg gaan, dan sê ek ook soos van, aha, prys die Here. Yes. Want daar's iets wat hy groei in my omstandighede, in my karakter, maak nie saak wat nie. So moeilike tye, ek het net gister, het ek 'n gesprek hier met die duiwel in my huis gehad van, hoekom hou jy aan probeer? Soos jy kan niks fisies meer doen, aan my denke, aan my verhoudings. Soos, dis klaar, ek gaan nooit my rug op die Here draai nie, want hy het vir my ook 'n tweede kans gegee, soos hy is vir my alles, en niks kan dit, wat op aarde gebeur, die moeilike tye waardeur mens gaan, soos dit van dit af wegvat nie, soos ek is so lief vir Jesus, verstaan so lief vir God, en wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, dat dit is die ding wat ek in moeilike tye die meeste dra, is daai van, vir dit wat kom, verstaan jy moet opgewonde raak oor dit wat kom. Ek het 'n liedjie wat ek ook altyd sing, daai van baie mense vergeet, en ek dink ons actually skryf wat sê, restore to me the joy of my salvation. Mense raak nie meer opgewonde oor wat God vir ons kom doen het, soos hulle salvation nie. As mens opgewonde is oor jou redding, as mens opgewonde is oor jou salvation, dan lyk moeilike tye waardeur jy moet gaan ook anders. So ek dink ook mense fokus, 'n kop is 'n baie snaakse ding. 100%. En ek dink vir waardeur jy gegaan het, waardeur ek gegaan het, en mense wat deur trauma gegaan het al baie keer, ek sê altyd vir Roberto, dit is net 'n kopskuif. En dit is terug net na Jesus toe, gefokus te bly op hom, en vir die rede hoekom ons leef. Dit is nie om onsself te bevorder nie, dit is nie om onsself te bevredig, is ultimately vir hom, en is die moeite werd, dit is die moeite werd. Om net daar by jou aan te las, daai van die kop skuif, in Korintiërs en vra Paulus vir die Here, asseblief, uit 3 keer gebid, soos Here, asseblief vat weg die doringe in my vlees, en Here het vir hom gesê, nee, vir my genade vir jou is genoeg, en dit is 'n kwessie van, wanneer jy op jou swakste is die Here op sy sterkste, 100%, want ook in Habakuk, toe sê hy vir Habakuk, en Habakuk kwam en sê, look upon you, for you will be astounded, for I will work in your days that you would not believe, even if I told you that. So as die skepper van die heelal, die almagtigste mens in die, wese, vir jou sê, wat vir jou voorlê, en jy wil dit nog steeds nie glo nie, dink net dan, hoe goed is dit, altyd in daai swakste tye, as die Here die sterkste, en daai swakste tye, soos jy sê, there's purpose in it, iets die groot volg daarop, in my lewe ook, elke liewe keer waar ek op my laagste was, die Here my verras met ietsie groot, ietsie wat ek nie eens verwag het, net my verras met ietsie, nie wat ek wou gehad het, maar wat ek nodig gehad het. So daar stem ek 100% saam met jou, jy het hom regtig die spyker op die kop geslaan daar. Ja, dit is, en die hartse realiteit is nie almal dink so oor dit nie almal verstaan, kry hulle self uit daai gat uit nie. Party mense verstaan, bly in daai gat, en bly in daai donkerte, en gryp nie na die Here toe nie, en so dit, baie mense sukkel eintlik met dit. Ek wil 'n bietjie by jou hoor, so hoe het jou perspektief oor lewe dan verander? Soos wat is nou
jou ultimate uitkyk op die lewe? Soos hoe pak jy nou die lewe aan? Ek sien. Maak my vraag sin. Ja. Ek is hier. Ek het wakker geword. Ek het die voorreg gehad om wakker te word. Beteken ek het nog 'n doel. Iemand moet ek nog ontmoet, iemand moet ek nog help, iemand moet nog my sien sukkel, iemand my nog sien wen. Solank wat ek wakker word, het die Here besluit hy het nog 'n plekkie, hy het nog 'n doel hierso. Ek moet nog vandag 'n deel wees van die skepping. Ek meen gister het 180.000 mense nie die voorreg gehad om soos ek en jy vanoggend wakker te word nie. En wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg is dit om nie vandag te kan sukkel nie. Wat 'n voorreg is dit nie vandag om te kan kla nie. Wat 'n voorreg is dit nie vandag om te kan lag nie. Wat 'n voorreg om net die lewe te kan ervaar. Wat 'n voorreg en ek is gekies daarvoor. Anders sou ek nie vanoggend wakker geword het nie. Anders sou my lewe gister gestop het. Ja. Maar ek kyk is van ek's hier, ek het tyd. Die duurste in die hele wêreld is tyd. Dit is op aarde 'n tydelike ding wat in die tyd het beteken niks in die hemel nie, want daar is die ewigheid. Die rede hoekom dit so duur is hier omdat dit juist tydelik is. En gesondheid is baie belangrik, maar jy wil meer gesond wees sodat jy meer tyd kan kry. En ons het dit. Ons het tyd. So my uitkyk is ek is dankbaar vir elke sekonde. En dis 'n sekonde wat ek dalk nie kon gehad nie, wat iemand anders het wat voorsorg gee. My uitkyk nou op die lewe is van ek's hier. Ek's dankbaar. Ek wil gou vinnig vir jou 'n vraag vra. Dis 'n bietjie van 'n diep vraag. Dit hang af of dit so was of nie. Maar was daar enige oomblik waar jy 'n gedagte gehad het van selfmoord of jy wil maar net dood wees of jy wil maar net jou eie lewe neem? Definitief. Daar was die heel eerste ene was in die ICU kamer gewees waar ek vir my pa gesê het as hierdie is wat my nuwe lewe gaan wees, wil ek nie lewe nie. Ek het nog vir hom genoem my pa het 'n 308 wat ek gebruik het om te jag, sê ek vir hom pa. Hy het my altyd vertel van hierdie storie van 'n pa wat sy kind in 'n skeer moes doodgeskiet want die seentjie het vasgesit en my kop net daarna toe gegaan. Ek sê dis die beste wat hulle kon doen vir die seun en ek dink is die beste wat my ouers vir my kan doen. Eindig die pyn. En baie keer na my ongeluk, as ek liefdesteleurstelling so het gehad, toe dink ek vir myself, jy weet wat, dalk is daar nie vir my 'n ander helfte nie. Dalk het my pot nie 'n deksel nie en ek glo sterk in hierdie lewe moet mens lewe vir liefde. Ek dink die moedeloosste wat jy kan wees is sonder liefde. So ja, ek voel mens moet lewe in hierdie lewe vir liefde omrede die moedeloosste mense wat ek al ooit gesien het was mense wat moedeloos was sonder siel. Jy kan moedeloos wees sonder hoop. En baie van die kere is dit arme mense wat nie hoop het nie en dan is hulle moedeloos maar die moedeloosste mense wat ek al gesien het is moedelose mense sonder siel omdat hulle sukses en geld prioritiseer bo hulle families en liefde en ek dink as ek kan kies of ek nou alles kan hê in die lewe, my ou liggaam terug kan hê, al die sukses wat 'n man van kan droom, sal ek dit kies bo my familie en my troeteldiere by die huis en ek kan vir jou keer op keer sê ek sal al moet ek in elke liewe leeftyd wat daar is sal ek weer my nek breek as dit gaan verseker dat ek gaan liefde hê. So toe ek Daar staan in die woord, selfs geloof sonder liefde beteken niks. Ja, Quotes. Korintiërs 13. Wow, nice! Wow, so ja, die depressiefste wat ek ooit was toe ek myself verloor het en as ek geliefdes verloor het. Soos liefdesteleurstellings. Maar daai het vinnig oorgewaai. Die ergste depressie wat ek ooit geslaan het in terme van ek wil my lewe beëindig was vroeg in die ongeluk, eers 2-3 maande. So nie so baie na dit in die herstel van dit of nee. So dit kom nie in die so diep in die nag en wil kom steel by jou en sien maar tot vandag toe glad nie meer nie, 'n gedagte van dit nie. Ja, eintlik onlangs as ek voel ek's nie goed genoeg vir die mense wat alles vir my doen nie. Of voel ek vir myself dalk as ek vir hulle las. Dalk sal hulle lewe makliker wees as ek nie byvoorbeeld elke liewe dag in gedagte moet geneem word vir die planne, vir die begroting van die toekoms nie. Ek meen al my mediese uitgawes is 'n groot hou vas op my familie finansiëel. So ja, jy dink daaraan, maar ek is te dankbaar om my eie hand in die as te slaan. Met die tweede kans wat ek gekry het
vir die Here in sy gesig terug te gooi. Die rede hoekom ek vra is omdat ek dink so baie jong mense sukkel met selfmoordgedagtes en wil nie meer wees nie en dink neem net die ding op jouself en jy weet. En ek wou net gewonder of ek wou net geweet het of jy dalk raad het vir mense wat sukkel met suicidal thoughts of sukkel met weet wat is dalk net maar beter dat ek nie hier is nie. Verstaan, ek wil nie 'n las wees vir iemand nie. Niemand wil my in elk geval hê nie of ek's nie goed genoeg nie of jy weet ek gaan nie 'n pasmaat kry nie. En dit breek altyd my hart om te sien en die getalle raak net meer. Verstaan, soos en tieners ja, glo nie meer in hulle self en hulle waarde nie en dit is die oplossing. Kom ek neem met my eie lewe, soos jy enige raad het vir Ek voel jy maak saak. En dit kom terug by wat ek nou gesê het, jy het nog wakker geword. As jy nie saak gemaak het, dan sou jy nie wees nie. Daar's nog 'n plan met jou, daar's nog 'n doel met jou. Jy mag dalk nie weet nou wat dit is nie. Jy mag dalk nie binnekort sien wat dit is nie. Dis nie dalk 'n antwoord wat jy ontvang nie, dis dalk 'n antwoord wat waarin jy ingroei. Maar môre as jy nie meer is nie, gaan jou klere nog steeds in jou kas aan. Jou bed gaan nog steeds opgemaak wees asof jou ma jou terug verwag. Dink jou ouers gaan keer en keer by jou foon bel en wonder waar is jy? Is dit werklik finaal? Dink jou troeteldiere gaan wonder hoekom kom hy nie weer terug huis toe nie. Ek dink dit is selfsugtig om dit te doen. En ek dink jy moet bietjie meer jouself krediet gee as wat jy doen. En ek dink as jy nog steeds hier is en jy byt vas met dit waarmee jy sukkel, want jy kan nie net selfmoordgedagtes van niks hê nie, ek is trots op jou dat jy vasbyt. Want as jy dink oor selfmoord beteken dat jy is nog nie daar nie, jy het dit nog nie gedoen nie. So, dis ook dan nog nie te laat om daarop jou rug te draai, so ek is trots op jou. As jy dink aan selfmoord, asseblief, ek glo in jou. God glo in jou. So, as die skepper van die heelal in jou glo, kom aan buddy. Glo 'n bietjie in jouself. Gee jouself 'n bietjie meer krediet. Jy doen goed. Jy doen goed genoeg. En ek dink baie kinders hoor dit nie baie deesdae nie, maar iemand moet na jou toe kom en vir jou sê ek is trots op jou. En ek dink nie hulle hoor dit genoeg nie. So dis maar wat ek vir kids kan sê wat daarmee sukkel. Ek kan sommer sien jy raak lekker emosioneel oor dit. Want jou hart is so vir jong mense. Mense kan dit sien. Mense kan dit regtig sien. Dit is baie mooi en een dogtertjie in my klas wat die hele tyd aan die slaap geraak het. Dan raak ek kwaad want sy moet luister na die wiskunde. En ek het eendag net na haar toe gegaan en ek het haar gevra soos wat gaan aan en toe kom dit neer op die storie van so sy moet haar kleiner sussie grootmaak. Jy weet, sy is 'n 14-jarige kind met die verantwoordelikheid om die baba kos te gee, haar huiswerk te doen, kos te maak, was te was. Soos al die verantwoordelikheid was net soos op haar gesit. En die een dag toe kom sy na 'n wiskundeklas na my toe en sy sê vir my, "Ma'am, can I please speak to you?" So gewoonlik toets ek die kinders, want baie keer is maar net so 'n ou aandagsoekie of iets of dit, of wil nie nou na die volgende periode toe gaan nie, weet ons so is die kinders. En so ek sê vir haar, "If you want to speak to me, come during break. I'll wait for you." Want dan nou is dit 3 periodes wat moet aangaan en as dit 'n regtig ernstige situasie is, dan verstaan dan sal sy kom. En sy het toe pouse gekom met haar wiskundeboek in haar hand. Sy het hom so toegedra, so styf vasgehou en sy het hom soos ingekom. En sy het so 'n bietjie half gebewe en sy het voor my, ek het gesit by my lesenaar en sy het voor my kom sit by die tafel en ek het haar in verwelkom en sy het haar wiskundeboek so gevat en sy maak hom toe oop en toe is daar 'n mes in haar wiskundeboek. En toe sê sy, "Ma'am, I had thoughts this morning and I don't want to be here anymore." Soos sy wat is 'n Engels skool, so kom ek Engels praat. Maar so sy wil nie meer wees nie en sy is moeg en sy is uitgeput en ek onthou net in my kalm self soos ek, ek dink nie hierdie is baie slim om vandag en weet jy wat die ergste, dit was so 'n stompmes. Dit is nie eers mens kan sien it's just a crying out vir iemand sien my, iemand hoor my, iemand voel wat ek voel, iemand sien net raak wat ek deurgaan, verstaan? En dit was vir my haar braafheid om na my toe te kom. Sy het letterlik hierdie maar sê, "Ma'am, I prayed last night to Jesus and I asked him, who can I go to? Just show me a face and he showed me yours." En wat 'n eer. Ja. En ek het haar wiskundeboek gevat en ek het net soos op een kant toe gesit en ek het vir haar gevra soos kan ek vir jou bid? Want wat sê mens in ek kan nie haar situasie verander nie. Ek kan nie haar omstandighede verander nie. Ek kan letterlik niks doen nie. Maar ek het gewoon met haar gebid. Nou obviously het ek geweet
verstaan, hierdie is nie aanvaarbaar nie, soos mense moet vat na die regte mense toe, want ek kan mos nie 'n lyn oorskry nie. Maar dit was net daai vertroue wat sy my gehad het en ek het toe met die regte mense gaan praat, het ek haar eers gaan toestemming vra. En toe het ek 'n pad mag stap, ek het saam met haar na sessies gaan sit, haar handjie gevat, want sodra jy vir 'n kind sê jy moet hulp kry of jy moet 'n sielkundige gaan sien, kan nou dadelik voel daar's fout met my. Dit is so 'n kind dit sien. Yes. So dis hoekom hulle gewoonlik makliker praat met iemand wat nie 'n sielkundige of 'n beraader of wat ook al is nie, want dan voel hulle net ons relate, ons chat dit lekker as vriende, maar sodra jy sê hoor jy met iemand gaan sien dan dink jy is daar fout met my. Maar in elk geval so net dit, so ek was in dit fisies by 'n skool met tienermeisies waar dit gebeur het, waar ek weet daar's soveel van hulle wat aan hulle self wil sny. In die koshuise was al gereeld stories wat hulle self wil seermaak. Wat regtig net wil hê iemand moet net deel in hulle pyn, verstaan en net verstaan hoe hulle voel. So dis hoekom ek die vraag gevra het. So my hart is ook absoluut vir tieners met sulke tipe gedagtes en mense moet so versigtig wees wat mense vir mekaar sê. Mense moet so versigtig wees want jy is nie in daai persoon se lewe nie. Jy is nie in daai persoon se skoene en daar's 'n rede hoekom mense doen wat hulle doen. En ek hou altyd daarvan om eers agter daai rede te kom voor mens 'n balk wil uit hulle oë uithaal, verstaan? Elke persoon het 'n storie, elke persoon gaan deur iets. Sê mense 'n splinter, nie 'n balk nie, jy moet die balk uit jou oog uithaal, 'n splinter uit alles en ek Ja. ja. Al die balke uit jou oog. Yes. So ek wil afsluit met 'n vraag as jy raad het vir enige jong mense wat luister, selfs groot mense, enige mense wat luister, wat sukkel met hulle pad saam met die Here. Soos watse raad sal jy gee as jy vir iemand kan raad gee oor hoe om hulle pad saam met Jesus te kan verbeter en ja. Wow, ek voel ietsie baie erg op my hart want ek het in die universiteit baie daarmee gesukkel met my ingenieurswese graad. So ek weet nie of dit dalk by die regte persoon kan uitkom nie. Maar met my ingenieurswese graad is jy baie blootgestel aan wetenskap en jy is baie blootgestel aan die boeke van die wêreld, die kennis van die wêreld wat deur mense opgestel is. En jou lektore en almal is nie gelowig nie. En kinders wat van al die Pretoria skole afkom of Johannesburg skole, groot skole, baie van die kinders is ook nie selfs gelowig nie. En dit het 'n groot impak. Dit was die grootste ding wat ek agterkom toe ek universiteit toe gaan. Mense lewe so in 'n bubble. En toe ek daar kom, is ek soos, wat? Mense glo nie? Mense is so divers, weet jy. Dit is nog so 'n groot skok. Sorry, maar ja. Presies. Want mense is so toe gewatta, verstaan jy? Daar's 'n God, daar's 'n Jesus. Almal dink dieselfde, almal doen dieselfde ding. Universiteit expose dit. En ek's bly ek het universiteit gegaan, want soos jy word so beskerm by jou huis en soos om elke dag Sondag toe te gaan, maar soos Jesus het nie teruggetrek in die tempel gewag het die wêreld homself regryk nie. Hy het uitgegaan in die wêreld en ek het begin baie worstel met dit wat ek leer en gesê word ek moet weet en dit wat ek glo en wat die Bybel sê ek moet weet. En dit tot op 'n punt gekom waar ek alles bevraagteken het. En dit het my baie gehelp om weer eens terug te staan en kyk wat die Here als vir jou gedoen het en wat jy nog het, wat jy nog hier kan doen. En toe besef ek, Kobus, jy het nie genoeg geloof om 'n ateïs te wees nie. Ateïs het baie geloof. Hy glo alles kom van niks af nie. Ek het nie so baie geloof nie. My geloof is gebaseer in die Here. Verstaan jy wat ek sê? Soort van. Want hy praat soos 'n wetenskaplike jong, soos 'n ingenieur. Julle breine is ons anders. Ja, so eenvoudig om gou vir jou te okay, so ateïste glo mos alles kom van niks af nie. Ja. Ek weet nie hoeveel geloof jy moet hê in dit nie, want dit maak nie vir my sin nie. Ek kan nie dit glo nie. Ja, nou ek het nie genoeg geloof om dit te glo nie. Yes. En om weer eens net die Here te gaan soek waar hy is. In jou stille kamer. Ek het besef ek het te min gebid. Ek het besef ek het te min kerk toe gegaan. En die beste raad bly ken hom in jou weë, in jou verrigtinge. As jy ietsie betwyfel, ken hom daarin, vra hom. Want ek dink as jy 'n verhouding met die Here het, gaan dit jou outomaties help met die pad wat jy saam met hom stap. Jy gaan nie daai verlore seun wees wat ek was nie. So toe ek met daai goeters begin sukkel het met daai ingenieurswese graad, toe ek dadelik net teruggekeer
na dit wat ek in my gelukkiger jare van my lewe ervaar het. Jy weet, toe ek 'n kind was. Dis kerk toe gaan, vir liewe Jesus bid, om ken in al jou wees. Stuur 'n skietgebedjie op elke 30 minute. Sê Here verras my en sê amen. Dis al wat jy hoef te sê in jou gebed, as jy nie weet wat om te bid nie. Sê net Here verras my, amen. So my beste raad vir mense is probeer hom ken. En dit sê klink baie maklik, maar baie makliker gesê as gedoen. Maar dit is eintlik eenvoudig. Bid. Lees jou Bybel. Gaan kerk toe. Die mate daarvan hang van jou af, jou tydskedules en so aan. Maar die pad wat jy saam met die Here kan stap hang net van jou af, want jy moet dit toelaat, soos wat ek het ook eens toegelaat het na my ongeluk. Soos Here, kom, wees deel van my lewe. Kan ek 'n verhouding met U hê? En ja, ken hom in jou weer, praat met hom. Ja, dis amazing. Maar jy verwys baie na jouself as die man met die gestremdheid, of ek's gestremd, of jy sal dit soos noem en grappies maak daaroor of dit. Soos, glo jy dit is jou identiteit? Of ja, soos hoekom stel jy jouself so voor? Dis vir my baie makliker om vir mense die ys te breek oor die situasie. Okay. Dis ook hoekom ek daaroor grappe maak, sodat mense kan gemaklik wees om ook my nie anders te hanteer nie, dalk ook 'n grappie saam met my in te gooi daaroor, maar verkieslik net met my. Guilty as charged. Ja, guilty. Ja. Jy gaan jou time-out gaan binne die rolstoel wees in die hoekie. In Shrek, ja, sê. So dit help baie om my nie te laat uitvoel nie, want baie keer dan kyk mense, want hulle weet nie hoe om die ou te approach nie, om te gesels nie, om te akkommodeer nie, en ek wil net hê mense moet weet, baie van ons is gemaklik, ons is rustig, ons hou daarvan om deel te voel. We don't like being excluded. So, wat is jou moeilike ding as mense jou anders hanteer? Definitief, ek het in Menlyn gesit, en ek het die Coke blikkie leeg gedruk, wag vir my ouers binne in 'n winkel, en ek breek die dingetjie oop, en ek gooi dit binne, en ek speel so met hom, toe kom 'n klein seentjie, en hy wou soos 'n R5 in my blikkie gooi, en ek strek dit weg, en hy kyk terug na sy ma. Maar Nee, Koen, rarig. en hy kyk terug na sy ma, en die ma lyk ook geskok, soos hy sê, die ou en dankbaar. Ek sê, ek is good, julle. Ag nee. So, dit was net 'n leerfase van mense. Onthou, toe ek voor my ongeluk het ek nie mense in rolstoele raak gesien nie. Sure. Verstaan? Nou, oral waar ek gaan, selfs hier by die Spar waar ek was, toe sien ek oom in die rolstoel, so dink ek vir myself, unsung hero, hy's 'n eyster. Hy sit heeltyd in die rolstoel. Hulle is die regte hero, is nie ek nie. Ek kan uit my rolstoel uit opstaan en my ding doen. Daai ou sit elke liewe dag met ietsie waarmee ek gesukkel het vir 3 maande, waaroor ek nie weet of ek dit kon maak nie. Daai sit daarmee vir die res van sy lewe. So die rede hoekom ek die ysbreek daaromtrent sodat as daai mense raakloop, die regte heroes wat groter mental battles deurgaan as ek, het hulle sal reg hanteer. Nie hulle anders sal hanteer, maar ook met respek sal hanteer. Ja. So ek dink dis Ek het belangrik. baie keer gevoel soos mense dink jy's broken, soos jy maak dit sin wat ek vra. Ja, soos hy is minder werd. Ja. Yes. Baie keer het dit gebeur veral met my vriendegroepe op skool, na my ongeluk. Ja, dit was want een oomblik is hierdie ou in die skool big shot wat ook al in die volgende oomblik word hy rondgestoot in 'n stoel. So dit in alle aspekte in jou lewe is dit ietsie wat jy aan moet gewoond raak. Is ietsie wat self tuis raak in jou onderbewussyn. Is ietsie wat jy moet aanvaar. So ja, as ek grappe maak oor my besering en oor hoe ek is en hoe ek loop en my gestremdheid, is dit eintlik maar net om mense om my gemakliker te maak met my. Hulle my nie jy weet anders te wil hanteer of wil uitstoot of exclude nie. Ja. Ja, maar dit is nie my identiteit nie. Ek's baie meer as net 'n ongeluk. Ek is Kobin Hofmeyer. Ek is 'n kind van die Here en ek dink nie die Here maak ongelukke nie. So my identiteit is nie my ongeluk nie, definitief nie. Hi Kobin, dit was 'n plesier om jou hier te gehad het en dankie vir jou menswees, dankie vir wie jy is en ek dink jy gaan nog amazing gedoen in die koninkryk. Ek's opgewonde om jou journey dop te hou en and well done, good and faithful servant. Dankie dat jy gevat het jou situasie om ander mense te inspireer
en aan te raak en ek bless jou in jou pad vorentoe. Ek sien uit om van dit. vir die jeugfees saam met jou bietjie daar te gaan chat en goeders en mense daar te gaan aanraak en ja, dis 'n baie inspirerende mens. En Baie dankie, maar dis nie ek nie, dis alles die Here. Amen. En ek beamoen jou ook. Baie dankie vir die geleentheid. Dankie dat jy ook jou storie met my kon deel. Ons moet asseblief nou ook 'n bietjie daaroor gesels ek hierna sê bly hy het geen vrae gehad vir my nie, dankie tog. Nou jy dit opbring. Nee man, sê nou bye. Maar baie dankie. Ek waardeer dit regtig baie. Dis my groot eer en voorreg. Dankie Rochelle. Dankie.